As hy, dankie, hy is 'n bepaalde voorreg om vanoggend hier te kan wees en ook die rede vir hoekom die Here my gemaak het, met julle te kan deel. Die woord sê vir ons, soos 'n man oor homself dink, so is hy. Daai woord daar is so 'n wetenskaplike feit, soos wat gravitasie is. So ek gaan vanoggend bietjie met jou gesels, om net 'n bietjie van 'n diepere verstaan te hê van hoekom is dit die waarheid, 'n wetenskaplike feit, maar ook wat kan jy doen om jy soos wat pastoor François vir ons gebid het vanoggend, ons gedagtes gevangene neem en gehoorsaam maak in Christus Jesus. Ek en jy moet verstaan, ons wandel, een van die hoofredes hoekom ons leef, is meer van Jesus en my, minder van myself. Dit beteken, ek moet die heeltyd kan gedrag verander. Maar hoe doen ek dit? Dit begin in jou kop. Dit begin in jou denke. En baie keer sien ek mense praat van gedragsverandering, maar hulle weet nie presies wat is die stappe wat ek moet volg om my gedagtes met God se gedagtes te belyn nie. Nou, as ons daarna Romeine gaan kyk, dan kom dit eenvoudig daarop neer. Daar is twee gedagtegange. Daar's die gedagtes van die vlees en daar's die gedagtes van die gees. Die gedagtes van die gees is wanneer ons gedagtes belyn met hoe God wil hê ons as Christene moet dink. Jy kan nie 'n Christen wees as jy nie hier in jou kop jou gedagtes met God se gedagtes belyn nie. So dit help nie ons dink with the mind of the flesh, but we want to be Christians. Jy kan dit nie so doen nie. Is of die een of die ander ene. Nou die gedagtes van die vlees is maar die sondige natuur van die mens. Wanneer die elektrisiteit afgaan, wat skop in? Gedagtes van die gees of gedagtes van die vlees? Wanneer hy taxi voor jou inry, gedagtes van die gees of gedagtes van die vlees? Dit moet jy vir jouself vra, maar is twee totaal verskillende stelle van denke. En dan sê Romeine 12 vers 2 vir ons, dat ons nie aan die sondige natuur van hierdie wêreld gelyk moet word nie, maar dat ons denke die hele tyd moet vernuut. So, al is ek 80 jaar oud, het ek nodig, ek kan nie in 'n mindset verval, gewoontevormende denke, en dis nou maar net, ek dink soos wat ek nog die laaste 30 jaar gedink het nie. God verwag van jou en my, om elke dag ons gedagtes te vernuut. Meer van Jesus in my, minder van myself. En daai proses hou aan, tot wat jy jou laaste asem uitblaas. Soveel keer wanneer ek met mense werk, sal hy hoor ek, man, die Here het my so gemaak en hy het my so laat staan. Nee, daai is 'n leuen. Here laat staan jou nie, jy het jouself laat staan. Maar God gaan met jou aanhou om 'n groot werk te doen as jy saam met hom oor hierdie goed werk. Nou, wat ek vanoggend wil doen, ek gaan so 'n bietjie 'n wetenskaplike vertrekpunt vat oor denke. Want ek wil hê jy moet verstaan hoe werk hierdie proses in jou kop. As ons dit verstaan, dan kan ons dit ook bestuur. Ons kan nie bestuur wat ons nie verstaan nie. So in die eerste plek, as ons praat van neuroplastisiteit, gaan dit daaroor om te verstaan, wat is die biologie in jou kop van denke? Wat gebeur fisies in jou kop nou op hierdie oomblik terwyl jy hier sit? Nou, neuroplastisiteit is 'n wonderlike ding. Psalm 8 sê ons is 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese. Dis 'n baie mooi woord. En hoekom jy 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese is? Jy's die kroon van God se skepping. Hoekom? Want jy het 'n brein wat ander diere nie het nie. En neuroplastisiteit is die wetenskap wat jou in staat stel om 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese te kan wees. Op hierdie oomblik, soos wat jy nou hier na my sit en luister,
is daar twee dinge wat besig is om te gebeur in jou kop. Een, daar is biochemiese veranderinge. Met ander woorde, as ons die Here loof en prys, dan is ons besig om chemikalieë vry te stel, wat ons noem neurotransmitters, en ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Maar dit maak jou goed voel. En weet jy wat jy moet verstaan? Jy's liggaam, siel en gees. En te veel kere wil ek sien dat Christene, ons wil hierdie vreeslike geestelike pad stap. Maar dan neem ons nie die vlees in ag nie. Jy's nog steeds mens. Jy's nog steeds hier. En daarom moet ons verstaan, die 3 dimensies waaruit ons bestaan, liggaam, siel en gees. Jy's een mens wat uit 3 dele bestaan. En tot wat dit jou dag is, om huis toe te gaan, kan jy nie die vlees deel ontken asof dit net nie bestaan nie. Dis deel van God se wetenskap en skepping, jou liggaam. Daarom is dit belangrik dat ons verstaan alles in jou brein en in jou liggaam word gereguleer deur chemikalieë. As jy lag, dan stel jy chemikalieë vry wat jou gelukkig maak, wat jou goed maak voel. Daai chemikalieë gelei boodskappe. En daai boodskappe maak dat jy effektief kan dink. Hier gaan jy net vinnige prentjie sien. Daai wat jy daar sien is breinselle. Jou breinselle stuur elektrochemiese boodskappe van een breinsel na 'n ander ene toe. Maar daar waar jou breinselle aan mekaar raak, as jy nou mooi kyk daar, dan gaan jy sien jou breinselle stel 'n chemiese stof vry. En daai chemiese stof lê die sleutel. Daai chemiese stof dra of boodskappe oor, soos wanneer jy lag, dan skei jy serotonien vry, maak jou goed voel. Want daai serotonien versterk jou immuunstelsel, dit gelei boodskappe. Wanneer ons God loof en prys, dan skei ons daai neurotransmitters vry. Maar daar is 'n ander kant van die muntstuk. As 2 kategorieë van chemikalieë. Die een kategorie vertraag impulsgeleiding of blok dit. En daar's 'n rede vir dit. As jy in 'n ongeluk was en jy het seer gekry, dan gaan jy dalk vir 'n halfuur of so nie die pyn voel nie. Hoekom? Want jou liggaam stel morfien vry. En die morfien is 'n inhiberende chemikalie. Met ander woorde, hy vertraag die pynboodskap of hy blok die pynboodskap. Dis om jou te help. Maar dis 'n inhiberende stof. Die probleem is as ons byvoorbeeld stres, te veel stres, as ons in angs en in vrees lewe, wat dan gebeur is jy skei ook van daai tipe chemikalieë vry. Die stresshormoon se naam is kortisol. Maar hy blokkeer in die medium tot lang termyn impulsgeleiding. Jy sien, so as die duiwel dit reg kry om jou in vrees te laat leef, om jou te laat glo jy's gemors, swak selfbeeld, jy's tot niks in staat nie. As hy jou identiteit kom steel en jy lees in vrees en verwerping en angs en onsekerheid, hardloop jy op baie brandstof meeste van die tyd. Nou as jy op baie brandstof gaan hardloop, gaan dit jou immuunstelsel verswak, jy gaan siek word, jy kan selfs éventueel sterf, oor lang tydperke van te veel van hierdie goed vrystel. Hierdie is die slegte brandstof vir die liggaam. Dit is nie God se wil. Onthou, dis daar dat jy nie die pyn moet voel partykeer, is daar om jou te laat oorleef. Maar wat maak die vyand? Hy kom gooi hierdie negatiewe omstandighede. Al hierdie goed wat gebeur in ons lewe. Hy laat jou 'n leuen begin glo oor jouself. Ek is te dom. Hoe kan die Here my gebruik? Ek is nie slim genoeg nie. Ek het nie waarde nie. Ek kan nie met mense werk nie. Ek kan nie met mense praat nie. En dit is jou net daar waar jy wil hê. In die gevangene van jou denke. En daai chemikalie sement hom vas. En dan is jy niks. Jy's nie 'n challenge vir die koninkryk van die donker nie.
Jy sien, dit verwys ons na as slegte brandstof. Wat sê ek vir jou? Vir jou as 'n Christen, kan jy nie bekostig om Christendom uit te lewe. Want ons praat van die vrugte van die Gees. Vreugde, vrede, vriendelikheid, goedheid, geduld. Weet jy hoekom is dit die vrug van die Gees? Want in jou vlees gaan jy iets anders te doen as daai. Jy gaan nie hierdie inhiberingschemikalieë vrystel nie. Jy gaan chemikalieë vrystel wat boodskappe gelei. Ons noem hulle neurotransmitters. Wanneer die Here sê, bedink dit wat mooi is, wat goed is, wat waar is, wat reg is, wat prysenswaardig is. Wanneer jy dit doen, is daar 'n biochemiese reaksie in jou kop, wat jou enable, jou bemagtig, om gesond te wees, om soos 'n kind van die Here op te tree, en om 'n verskil te maak in hierdie land. Dis jou verantwoordelikheid, om seker te maak, jy hardloop op die regte brandstof vir die lewe. Niemand anders is se verantwoordelikheid nie. Jy's verantwoordelik vir jou eie lewe. So al word ek in die oggend wakker en ek is moeg, dan het ek 'n keuse. Ek kan nou die slagoffer van my inhiberingschemikalieë wees. Ek voel nie lekker nie. Veral as jy nie lekker geslaap het. Onthou, daar's 'n woord in die Bybel wat sê, vir die wat die Here liefhet, gee ek dit vir jou in jou slaap. Weet jy wat is een van die goed wat hy vir jou gee in jou slaap? Neurotransmitters. Jy moet goed slaap. Jy moet goed slaap. Want as jy nie goed slaap nou, word jy bietjie knorrig wakker. Hoekom is jy knorrig? Want ek het te min van die regte brandstof in my kop. So die Here sê slaap, want ek wil hê jy moet môre 'n verskil maak. Doen jou ding, werk saam met God, werk saam met hoe hy jou gemaak het. So, ek kan, al word ek knorrig wakker, kan ek wel my dag begin voor die Here. Praat, konnekteer met God, bid, ontmoet hom, en die Gees gaan jou begin versterk. Dit wat ons vanoggend hier beleef het, ek kon voel, letterlik hoe my liggaam positief respondeer met God se teenwoordigheid. En dan kan ons doen wat ons moet doen. Dis hoekom ons die dinge van die Gees moet bedink en nie die dinge van die vlees nie. Nou, jy moet dus altyd vir jouself vra, hoe praat jou liggaam met jou? Wanneer jy nie lekker voel nie, wanneer jy nie energie het nie, dan is dit omdat jou liggaam sê vir jou, jy Andrei, is besig om op die verkeerde brandstof te hardloop, ou boet. Jy gaan nie hierdie dag deursien en 'n verskil maak soos wat ek weet jy kan, as jy op die verkeerde brandstof, moenie diesel in 'n petroltank gaan gooi nie. Jy gaan vinnig nêrens heen gaan nie. Maak seker, jy begin jou dag altyd met die regte brandstof wat God wil hê. En dit is bedink dit wat goed is, wat waar is, wat mooi is, wat rein is, wat prysenswaardig is, wat edel is. Dis wat Filippense vir ons sê, daarop my broers, moet julle gedagtes rig. En dan sê hy ook, en God sal met jou wees, hy gaan vir jou vrede gee. En hy vrede gaan jou goed laat voel, want hoekom jy is gehoorsaam om te doen wat hy doen, you are walking in the mind of the Spirit, and suddenly there's a biochemical change in your head in that moment. Dis hoe dit gebeur. Maar nou raak dit 'n stukkie interessanter as dit nog. As ons die brein vat en ons sny hom oop, dan sal jy sien hierdie neuroplastisiteit wat ek nou hiervan praat, dit gebeur hier. Toe ek op skool was, my onderwyser altyd vir my sê, Vermeulen, gebruik 'n bietjie van daai wit en die grys stof tussen jou ore. Dis hier waar hy wit en grys stof is, waar leer en dink plaasvind. Met ander woorde, wat ek vir jou sê, is op hierdie oomblik, soos wat jy na my sit en luister, jou breinselle groei sulke goed soos dendriete. Nou soos 'n boom wortels groei, so het jou breinsel wortels, ons noem dit dendriete. En soos wat jy op hierdie oomblik na my sit en luister, groei jy dendriete, hulle raak aan die dendriete van ander breinselle, en jy vorm 'n gedagtepatroon wat ons noem 'n neuronbaan.
So dis hoe dit werk wanneer jy oor die woord leer. So jy moet neuronbane bou. Wat is geloof? Geloof is 'n baie sterk versterkte in die vlees, 'n neuronbaan wat jou gedrag rig. So as jy nie genoeg bid, genoeg lees, genoeg praat oor God, genoeg betrokke is by God se dinge nie, dan kan jy nie 'n sterk neuronbaan hê nie, en dan jy kan maak of jou geloof sterk is, dit is nie. Jy moet werk om 'n neuronbaan te bou. So selfs die biologie van die gees begin hier in jou vlees. Nou, hierdie gedagtepatrone, hoe werk hulle? Jy moet hulle herhaal. En dis hoekom dit so belangrik is. In die ou dae, toe is baie van julle wat ook my lewensgenote is. Maar toe ek op skool was, moes ek Bybelversies leer en ek moes hom uit my kop uit opsê. Maar weet jy wat, deur herhaling bou jy 'n neuronbaan. Daar's niks fout daarmee nie. Wat ek wel vir jou wil sê, jy kan nie een keer na 'n Bybelversie kyk en dink, nou is die neuronbaan permanent nie, want hoe hierdie neuronbane werk, as ek daar op en af die hele tyd loop, dan gaan ek 'n paadjie begin loop hier. As ek op gras loop 1000 maal op en af, is daar 'n paadjie. Jy moet 'n paadjie in jou kop bou van geloof. 'n Paadjie van positiwiteit. 'n Paadjie van iemand wat deel van God se oplossings is, nie deel van die samelewing se probleme is nie. Want dis al hoe ons dit gaan word, is as jy die harde werk doen om daai pad in jou kop eers te bou, sodat dit jou gedrag gaan beïnvloed. So, 'n sterk versterkte neuronbaan word outomatiese gedrag. As jy 'n kar leer bestuur, jy gaan skryf eers die toets want jy moet neuronbane bou. Nou moet jy vir 'n jaar en 'n half oefen en ry. Sodat 'n neuronbaan so sterk versterk dat as ons jou toets, moet dit al outomatiese gedrag wees om die kar te kan bestuur. Jy moet outomatiese gedrag hê om ook 'n Christen te kan wees. Jy moet die regte goed oor en oor en oor moet jy kan versterk. So as ons praat van 'n gedagtepatroon, in gewone taal praat ons sommer van 'n mindset. Wat is dit? It's what the mind is set on. Waarop is my en jou gedagtes gestel? 'n Kind wat met verwerping groot word, glo hy's nie goed genoeg nie. Glo hy kan nie goeders doen nie. Because that is what his mind is set on. Jy is nie goed genoeg nie. Jy kan nie dit nie. Jy kan nie dat nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ons praat lekker Afrikaans hier. Ek is trots Afrikaans. Maar in Afrikaans het ons 'n dubbel negatief. Jy kan dit nie glo nie. So as ek 'n woord soos daai spreek, versterk ek hom sommer gou 2 keer. Nie glo nie. En wanneer ek hom sê, hoor my oor hom en versterk my kop hom. Wat ek moes uitvind in my lewe op 'n jong tyd, was ek het nie vyande nodig nie. Hoe ek oor myself dink, is ek my grootste vyand. Ek sink myself. Ek sit myself in 'n tronktralie van kan nie, moenie, mag nie, wil nie, sal nie, nie goed genoeg nie, kan nie met mense praat nie, kan nie met mense goeie interaksie hê nie. Dis nie God se waarheid gewees nie. Maar die vyand het omstandighede geskep waarin ek groot geword het om my dit te laat glo. Onthou, wat is sy natuur? Hy is die dief. Hy kom om te steel. Hy wil jou identiteit steel. Hy wil jou vreugde steel. Hy wil jou Christendom van jou steel deur die leuen. So as ons na hierdie prentjie gaan kyk, dan besef ons 'n mindset is nie iets wat jy net nou vandag vinnig kan stop nie. In almal van ons, beginnende my, is daar goed en sleg. Ons is nie net goed of net sleg nie. As ons net goed was, hoef ons nie hier te gewees het en te oefen om kinders van die Here te word nie. Dan was ons klaar daar. Dit hang af wat voer ek. Nou, die voorbeeld wat ek wil gebruik is, in almal is daar 'n goeie wolf en 'n slegte wolf. Watter ene wen in jou?
die ene wat jy die meeste voer. Watter wolf voer jy? Die Christen wolf of die duiwel wolf? Maar die ene wat jy die meeste voer, as ek daar na 'n kar sit en hierdie taksies ry voor my in, en Julius is op die TV, wie voer ek? Vra jouself dit. En ek praat met myself eers hierso ook. Ek praat, hierdie is nie waar ek met jou praat, ek praat met my eerste. Dis 'n uitdaging om te dink soos die Here wil hê jy moet dink, wanneer mense jou uitlok, wanneer mense met die leuen blaatant jou in die gesig probeer slaan. Maar dit is hoe ons die stryd gaan wen. So wat ons moet doen, is hierdie neuronbaan word 'n lens waardeur jy na die wêreld kyk. As jy na daai prentjie gaan kyk daar, 'n neuronbane, net 6% van wat jy sien jy met jou oog. Jou oog is eintlik net 'n hek, is 'n deel van jou brein, maar is eintlik net 'n hek waardeur inligting inkom en na die agterkant van jou kop toe gaan. So, wat jy sien, as 'n babietjie gebore word, die eerste paar dae kan hulle niks sien nie. Want die neuronbaan in die agterkant van die kop moet leer om die visuele impuls te interpreteer. En nou is daar ook 'n woord in die Bybel wat vir ons sê die oog is die lamp van die liggaam. Maar nou, watter oog praat ons hiervan? As jy na navorsing gaan kyk, die oog in die kop, die geestesoog. Met watter oog kyk jy na jouself en na die wêreld om jou? Probeer jy met 'n goddelike oog kyk na jou wêreld? Probeer jy, are you trying to walk in the mind of the spirit instead of the mind of the flesh? Maar dit gaan bepaal. Want dan gaan hy die gedeelte 'n bietjie verder en sê, maar as die oog donker geword het, word die hele liggaam donker. Wat sê daai deel vir ons? Wanneer ek hier, as my oog donker, ek word negatief, ek verloor hoop, ek raak vreesagtig, ek kyk na my lewe in 'n vreesvolle manier, dan gaan daar 'n biochemiese reaksie in my kop plaasvind, wat my energie gaan dreineer, my immuunstelsel gaan swakker maak, en inligting blokkeer, dat ek nie kan funksioneer, om daai klein bietjie minder as die hemelse wese te wees nie. So wanneer die oog donker word die hele liggaam donker, en as die liggaam donker word hy siek, en dan is jy nie 'n soldaat vir Christus nie. Jy's nie reg gegeer vir die stryd in die oorlog nie. En dis jou verantwoordelikheid om jouself in daai sone te hou. So gaan kyk ons daarna, onthou, negatiewe gedagtes kan nie vir jou positiewe lewe gee nie. Want jou gedrag is 'n uitvloei van jou gedagtes. Soos 'n man oor homself dink, so is hy. As jy negatief dink, sal daar negatiewe gedrag ontlok. So een van die heel belangrikste stappe wat ons moet neem as kinders van die Here, is om te probeer ons gedagtes belyn met God se gedagtes vir ons lewe. Kyk na jouself soos God na jou kyk. Nie soos wat jou die wêreld vir jou gesê het nie. Kyk na jou vrou soos God na haar kyk. Maar kyk na my broer en miskien selfs my vyand. Die ene wat my probeer vernietig. Hoe kyk God na hom? Wat wil God hê daar? Dis 'n uitdaging. Hierdie is van die moeilikste. As dit maklik was, het ons almal dit gedoen en dan is ons klaar in die hemel. Maar hier sit ons, want ons het daai uitdaging. Maar hierdie is nie 'n proses wat iemand anders te vir jou kan doen nie. Is iets wat jy net vir jouself kan doen. Is jou verantwoordelikheid. So gaan kyk ons dus daarna, is wanneer ons goddelike mans en vrouens wil wees, dan kan dit nie anderste as om te begin dink soos goddelike mans en vrouens nie. Luister vanoggend na die tannie se getuienis. Wanneer jy wil herstel van 'n siekte,
Begin dink soos 'n mens wat besig is om te herstel. Glo God, spreek lewe, belyn jou tong en jou gedagtes met hom. As ek siek is, het ek 'n verantwoordelikheid. Ek moet saam met God werk. Ek kan nie net sê, Here, help my nie. Ja, ek kan dit sê, maar dan moet ek begin praat soos iemand wat besig is om te herstel. My ma het kanker gehad en sy het 'n baie ernstige kanker gehad. En ek het vir haar die oggend toe sy vir haar eerste chemo gaan, druk ek in by die Here en sê, Here, wat is die woord wat jy vir my ma het? En hy gee Markus 2. En Markus 2 is waar die sieke na Jesus toe kom en sê, Here, maak my gesond. En die Here sê vir hom, glo jy dat ek dit vir jou kan doen? En in die Engels sê hy sê, yes Lord, and Jesus said, receive what you believe. Maar jy moet vir my sê, ek glo en vertrou jou. En die wonderlike ding wat ek gesien het by my ma, as 'n kind van die Here, sy het gepraat soos iemand wat gesond word, nie soos iemand wat die dokter vir haar gesê het, jy is besig om dood te gaan nie. So ons moet saam met God werk, in geloof. So is so belangrik, daar is so 'n bietjie virusse. As ons na hierdie brein van ons kyk, is soos die rekenaar van die liggaam. Maar hierdie neuronbane, wat ek nou vir jou van vertel het, dis soos jou sagte ware programme. Maar as daar nou virusse op hierdie program is, dan vernietig hy die rekenaar. So die vergelyking wat ek wil maak, vra jouself af, in jou gees, is daar sekere goed, wat ons baie waaksaam op moet wees. Die eerste ding, bevooroordeeldheid, prejudice. As ek bevooroordeeld is, as 'n man teenoor 'n vrou, so ek is 'n chauvinist, of feministe teenoor mans, of wit teenoor swart, mans teenoor vrouens. Maar enige vorm van bevooroordeeldheid gaan jou gedagtes vergiftig. As ons gaan kyk na enigiets wat jou maak dat jy diskrimineer. Wanneer ek diskriminerend is, jy weet ons hier by die AGS operate so. Maar hierdie klomp ander wit gepleisterde muurgrafte hier aan die ander kant, hulle operate nou nie. Weet jy wat, dit saai verdeeldheid in die koninkryk van God. As kinders van die Here, ongeag van waar my huis is, moet ons saam met mekaar werk. Daar moet nie verdeeldheid in die koninkryk wees nie. Die woord sê vir ons, ek het dit teen hulle wat verdeeldheid tussen broers bring. Dis sê ons werk om met enigiets wat verdeeldheid, diskriminasie of bevooroordeeldheid bring. Ek het besigheidsvennote oor die wêreld. Van hulle is ateïste in Israel. Van hulle is moslems in die ooste. En dit was vir my 'n verskriklike ding aan die begin om te sê, Here, hoe gaan ek hierdie ding doen? Want ons is nie die voëls van die enigste vere nie. En die Here sê vir my, wees jy net die sout en die lig. Ek vra nie vir jou om soontoe te gaan, hulle met 'n Bybel oor die kop te slaan en hulle gevange te neem nie. Wees jy net wie jy moet wees. Doen jy net wat jy moet doen. Want weet jy, dis hoekom God ons die sout in die lig neem. Wees jy die voorbeeld van wat Christendom is. Die Heilige Gees sal hulle oortuig tot 'n besluit. Hoe dink julle het Daniël gedoen? Hy het 4 wêreldheersers gedien. Hulle was nie Christene nie. Maar hulle het na hom geluister. Hulle het begin aandag fokus. En party het gesê, maar jy het waarlik 'n almagtige God. En ek besef, dis hoekom die Here my langs hierdie mense neersit. Juist dat ek die sout in die lig kan wees. Ek moet nie van hulle wegskram nie. Ek moet na hulle toe hardloop. Dis my roeping. Maar André, wat is die bevooroordeeldheid in jou hart? Want ek's 'n Christen, net ek sien die lig. Maar hy is eintlik die vyand. Die Here wil hê ons moet vyandskap tussen ons wees nie. Maar ek het hom as die vyand gesien. En ek besef, en God sê, ek wil hê jy moet na daai vyand toe gaan. Ek wil hê jy moet by hom aan huis gaan. En dit wil ek vir jou sê. Die gasvryheid
wat die vyand my mee ontvang het, kan ek nie vir jou oorvertel nie. En ek het net besef, ek weet nie wat God hier besig is om te doen nie. Vandag, hy noem my Andrei Baai. Baai beteken broer, Andrei my broer. Christen, Moslem. Jy sien, op een of ander manier sal God hierdie vereniging bring. Ons moet net optree, ons moet daar wees, maar ek moet ook beskikbaar wees. Ek moet sê, Here, ek is bereid. Ek was op 'n stadium nie bereid om dit te doen nie. Maar dis nie God se plan nie. God wil hê jy moet die sout in die lig wees, daar waar dit donker is. Dis nice om hier tussen my Christen boeties en sissies te wees. Hierdie is die room op die koek, maar my roeping is om daar te wees in die markplein waar dit donker is, waar dit boos is, waar goed skeefloop. Dis waar ons die nuts en bolts van die Christendom moet uitlewe. So ons moet waaksaam wees om te stereotypeer. Jy weet, hierdie blou bulle, hulle kan hom nie rugby speel nie. Is daarom nou 'n positiewe stereotypering. Maar ons kan baie maklik, jy weet, 'n blou bil is so, en 'n WP ondersteuner is so, en 'n Sharks ou is dit, en so voort. Maar wees waaksaam, want jy begin mense in blokkies sit, en dan kan jy nie hulle waarheid sien nie. Ek's 'n Afrikaner. Ek like braaivleis, jag, rugby, Toyota, allei goed. Maar ek was nou die dag op 'n oupa en ouma dag waar ons bediende, so swart kleintjie, sien my as sy oupa. Hy word in my huis groot. Ek love hy kind. Ek haat hom nie, maar daar's 'n stereotypering dat die Afrikaner is net 'n rasis. En dis nie my waarheid nie. Ons moet nie mense in hokkies en blokkies sit nie, net omdat hy vir jou die woordjie Afrikaner gegee het nie. Klassisme. Wat ry jy, wat kry jy en waar bly jy? Dit bepaal die rangorde. Ek het dit gesien tot in kerke. Jy weet, daar's dan van ons blink mense van die dorp, hulle moet daarom voorsit. Jy weet, ons dan effentjies meer spesiaal. Dit is in God se boek werk daai goed nie. Dit is nie vir God belangrik nie. Maar wat ek vir jou sê is, hierdie goed maak dat ons op die verkeerde brandstof hardloop. Soms is ons nie eers bewus dat daar sulke virusse in ons brein is, wat eintlik toksifiseer om 'n Christen te wees. Kyk ons dus hierna, hoe verander ek dinge? Het begin by wat jy doen, en hierdie is die moeilikste stap. Jy moet 'n eerlike, en ek wil die woordjie eerlike selfondersoek, wil ek beklemtoon. Jy moet eerlik wees met jouself. Weet jy wat? Jy moet daar by 'n punt kan kom om te sê, daar's 'n baie groot kans dat ek die probleem is in my huwelik. Daar's 'n groot kans dat hierdie wat my baas vandag vir my gesê het, dalk is daar waarheid in. Dis nie lekker om te besef, wanneer ek swak selfbeeld het, weet jy wat ander, dis die waarheid. Jy dink jy's gemors. Sê dit, dis nie lekker om dit te sê nie. As mense alkoholist is, dan werk jy met alkoholiste. Die eerste ding, dis hoekom jy by alkoholiste anoniem moet jy begin om te sê, hallo, ek is Andrei, ek is 'n alkoholist. En is nou hier waar jy sê, hallo Andrei. Maar jy moet kan opstaan en erken, wie is jy? En dit is nie maklik om voor mense op te staan en te sê, ek sondig, ek is die probleem. Ek is verslaaf aan drank. Ek maak my vrou seer, ek boelie my familie. Jy sien, daai tipe guts, sien ek nie. Hoeveel keer het ek gesien, dat die kerk nie bereid was, om te erken, in die jare van apartheid, dat ons eintlik maar net stil gebly het, oor iets wat nie reg was nie. Maar ons het nie gesien, dat hulle in die waarheid uitstap nie. Wat is God se waarheid? En nie, wat is die persoonlike opinies van mense nie. Hoeveel keer sal jy sien in hierdie land, waar 'n broer, wit of swart, na 'n ander broer toe gaan en sê, my broer, ek steek my hand uit vandag na jou toe. Ek erken ek was 'n rasis en ek vra jou vergifnis. Jy sien, dit is bietjie moeilik, né? En jy weet, ek maak daarom nie foute nie.
Ek kan nie laat die mense sien wie is ek nie. Dan gaan jy nooit vrykom nie. Dit vat geweldig courage, moed, om te erken dat ek 'n probleem het. Die goeie nuus hiervan, nou kan jy dit verander. Maar voor jy nie erken het wat jou probleem is nie, sal jy niks verander nie. 'n Ander ding wat ek ook baie keer sien met hierdie proses, wanneer jy eerlik is, as ons nie eerlik is met mekaar nie, dan wil ek sê, hoor hierso, yes, ek is 'n alkoholist, maar as jy 'n vrou het soos myne, sê jy ook 'n alkoholist wees. So nou is dit skielik my vrou se skuld dat ek 'n drankprobleem het. My ouers se skuld hoekom goed in my lewe skeef geloop het. Die regering se skuld hoekom goed in my lewe verkeerd loop. So ons wil net skuld gee. Waar is die verantwoordelikheid? Miskien kan ek en jy nie die wêreld verander nie, maar jy kan jouself verander. Maar die oomblik as jy die waarheid uitstap en jy blameer nie meer nie, maar jy vat verantwoordelik, dan is jy besig om uit die tronktralies, die gevangenskap van jou denke te breek en te begin, het jy 'n kans om to walk in the mind of the Spirit. Maar daar is iets wat net jy vir jouself kan doen. Daar was hoeveel kere in my lewe wat ek moes besef, in plaas van, jy weet, my vrou is so en my vrou doen dit en jy weet, ek is alright, maar die probleem lê daar. Nee. Jy is die probleem. En hoe jy reageer, hoe jy hanteer. Is jy besig om as die koning, priester en profeet op te tree of nie? Moenie haar die skuld gee nie. Wat doen jy, my ou broer? En dis wat ek hoeveel keer moes leer. En dan as ek werklik, waaragtiglik in die waarheid uitloop, weet ek, Here, vergewe my. Ek is die probleem hier. Ek is die boelie. Ek loop in selfgeregtigheid hier. En dan wil ek haar skuld gee vir foute wat ek maak. Ons moet in die waarheid kan wandel en die waarheid gaan jou seer maak. Maar hier is die mooi ding, hy gaan jou vry maak. So laat hy jou seer maak, maar hy gaan jou vry maak. Nou die volgende ding hierso, so hierdie eerste proses, het vat 'n bietjie tyd. Het vat tyd vir eerlike selfondersoek. En soms het ons nodig om met mense te deel, 'n lewensmaat wat vir jou sê, wat is jou waarheid oor hierdie ding? En dan moet jy groot genoeg wees as hulle vir jou hulle waarheid oor jou gee, om dit so te kan hanteer. En nie in 'n geveg of in 'n geblameerdery betrokke te raak nie. Maar hierdie proses hier is 'n baie belangrike proses. Maar wat is die maklikste ding? As ek vir Rian die skuld gee vir wat verkeerd is in my lewe, nou hoef ek niks te doen nie, is sy skuld. Dis mos nou die easy way out. Christene mag nie blameer nie. Ek en jy moet daai woordjie uitknip uit die woordeskat van die Christendom. En ons moet verantwoordelikheid vat vir waar ons ook al is. Kyk ons na die tweede stap van hoe ek my gedrag en my denke kan verander. Die wetenskap sê vir ons, vir elke aksie is daar 'n gelyke en 'n teenoorgestelde reaksie. Ek skop 'n hond, hy byt my. Dit is hoe dit in die dieregemeenskap werk. Maar onthou, jy's daai ou wat 'n klein bietjie minder as die hemelse wese is. Die Here het vir jou 'n brein gegee met neuroplastisiteit. Wat beteken you have free will? And free will means that you do not have to react like an animal, but you have a choice. Jy het 'n keuse. So ek skop die hond, okay, laat ek dit eerder so, as die hond my byt, in plaas van ek skop hom, kan ek kies om anders op te tree. As hy taxi voor my indruk, en my amper van die pad afdruk, en my lewe in gevaar stel, in plaas van om 'n vuis vir hom te skud, en hom van die pad te probeer afdruk, kan ek bid in die naam van die Here Jesus Christus. Mag U die wag hou oor hierdie mens. En mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan oor my hart nou, maar ook oor sy hart, laat hy nie nog meer lewens dalk kos nie. Ons kan kies om dit te doen. Jy het 'n keuse. En jy kan kies om heeltemal anders as die reaksie op te tree.
En dit is wat ek en jy hier moet verstaan. Jy is die argitek van jou eie lewe. En dan sê mense vir my, nee my maat, jy mis dit, die Here is die argitek van my lewe. Alleenlik as jy hom daai plek gegee het. Jy het gekies om hom dan die koning van jou lewe te maak. Maar dit is nog steeds jou keuse. God boelie jou nie. Hy gaan jou nie sommer van jou troontjie afstamp nie. Is aanvaar jy my? As jou, do you accept me as your savior? Maar ek gaan nie jou boelie daaroor nie. Dis jou keuse. Jy moet daai besluit maak. You have free will. So in hierdie keuses wat ons maak, hulle sê ons maak tussen 5 tot 10,000 keuses elke dag. As ek vir hierdie ou kyk, gaan ek smile en nice wees of nie? As ek hier uitry, gaan ek links of reg kyk of nie? Alles is keuses, maar daai keuses gaan bepaal hoe loop jou lewe. So wat ek en jy moet verstaan is, jy kan nie skuld gee vir mense nie. Want jy is verantwoordelik, jy is die argitek van jou eie lewe. En miskien het mense jou verskriklik te nagekom in die lewe. Dit kan jy nie verander nie. Maar hoe jy kies om te reageer op wat aan jou gedoen is heeltemal verskillend. Nelson Mandela sê in sy tyd, I was in jail for 27 years, but my mind was never in jail. En wat ons hieruit moet leer is, weet jy wat, ek is nie 'n gevangene van my omstandighede nie. Ek is in my kop groter as my omstandighede. Jy kan my seermaak, jy kan my doodmaak. Wat doen Paulus? Hy sit in 'n tronk, hulle wil hom vir die leeu's voer en Paulus sing. Paulus kies die lewe en vreugde ten spyte van sy omstandighede. Dit is 'n fenominale voorbeeld van wat die Christendom oor is. Om die vlees in jou omstandighede te kan oorwin ten spyte van wat met jou gebeur. Maar dit begin by 'n keuse. So tussen aksie en reaksie is daar 'n keuse. En jy gaan hierdie keuses, as jy nou mooi daaroor dink om 'n Christen te wees, en ek sê 10,000 keuses 'n dag, maal 365 dae van die jaar, maal die res van jou lewe. Dis harde werk om 'n Christen te wees. Werk. Ons het werk om te doen. Dis nie net iets wat automatically vir my en jou gaan gebeur nie. Dis wat ons moet doen om saam met die Here Jesus te wandel en voor te berei vir die ewige lewe. So, wat ons dus moet doen, wanneer ons onsself ondersoek en ons kom agter daar's gedagtepatrone. Kom ek sê ek is 'n rasis. Kom ek sê ek is 'n chauvinist. Dit maak dat ek na vrouens in minderwaardige manier kyk. As ek 'n rasis is, na iemand anderste in 'n minderwaardige. Dit gaan my nie help om die ewige lewe te beerwe nie. Ek moet nou kies. Maar kies is nie net jy stop om die slegte wolf te voer nie. In die plek van dit, wanneer jy agterkom die slegte wolf blaf en hy sê, waar is my kos, versterk my, het jy nodig om die goeie wolf kos te gee. As jy wil ophou drink as 'n alkoholist, jy hou nie net op drink nie. Jy begin anders te dink. Jy dink soos iemand wat vry is, wat gesond is, wat 'n gesonde lewenstyl het en waar die woord alkohol nie in daai konteks voorkom nie. So, dis so eenvoudig soos dit, maar is ook so moeilik soos dit. Ek sien as 'n ou wil ophou rook, nou het hy opgehou rook, hy rook nie vir hierdie rukkie nie, maar nou loop hy rond. Yes, hy hom nou lus vir 'n sigaret. Jy dink nog steeds die probleem, my broer. En is net 'n kwessie van tyd, dan gaan jy weer begin rook. Jy moet anders te dink. As jy gewig wil verloor, as jy wil ophou drink, as jy wil ophou rook, dink anderste. En jy moet agterkom, wat is die goeie wolfdenke wat ek op moet fokus en gee dit kos. Maar hoe meer ek nog die ou wolfdenke kos gee, onthou hy's fris en sterk want ek het hom baie kos gegee. Dit gaan baie tyd vat om die gesonde wolf kos te gee en hom sterker as die ou wolf te maak. Die goeie nuus, wanneer ek die ou wolf nie meer kos gee nie, dan gaan hy neuronbaan gaan nie dood nie, hy bly daar.
Once a smoker, always a smoker. Once an alcoholic, always an alcoholic. Maar hy begin sy vermoë om boodskappe te gelei. Hy raak dormant. Maar die oomblik as jy hom weer bietjie kos gee, as jy net waar jy weer was, daai tyd voor jy opgehou het. So jy moet jou denke bestuur as 'n kind van die Here. En wees waaksaam, gee die goeie hond meer kos as die slegte ene. En as ons praat van vernuut jou denke, Here, gee vir my die wysheid en laat u Gees die lig skyn op dit wat onsuiwer is in my siel, in my kop en in my hart. En help my om, wys vir my Here, wat is die alternatief? Wat is u alternatief vir my as ek dit wil verander? Heilige Gees is met jou. Loof die Here, die Heilige Gees gaan jou help. En as jy hierdie in gebed doen, glo ek dat in die Gees, wanneer jy daai negatiewe neuronbaan, daai slegte wolf gevange neem en gehoorsaam maak aan Christus Jesus, nou kan jy begin met 'n nuwe lewe. Dis 'n wonder, wat my betref, is dit baie goeie nuus. So dis nooit te laat nie. Nooit te laat nie om van vooraf te begin in jou denke te vernuut nie. Jou brein werk soos 'n fliek. 'n Fliek het 'n klankbaan en hy het prentjies. Nou jou denke werk ook so. Vir party van julle is julle denke, jy hoor jouself in jou kop praat. Vir ander van julle is jou denke soos 'n prentjie. Dis soos 'n video wat afspeel. En as jy baie goed gebalanseerd is dit 'n kombinasie van al twee. As jy reg of verkeerd met hierdie is, ons is net uniek. Maar wat ons dus nodig het om te doen, die linkerkant van my brein is die taalbrein. Die regterkant van my brein is my prentjiesbrein. So wanneer ons gedagtes wil herprogrammeer, met ander woorde, wanneer ons die goeie wolf wil begin kos gee, wanneer ek die oplossing meer dink as die probleem, waar begin dit? By jou wat lewe spreek. There is power in the tongue. Wanneer ek waarheid in woorde spreek, hoor my oor dit en begin my neuronbane werk. So jy moet begin die Here loof en prys vir die groot werk wat hy in jou lewe gaan doen. Al is dit dalk nog 'n proses wat jy moet deurwerk. Maar jy begin dit. Op een of ander tyd, as jy opgehou, kom ons sê jy is alkoholist, jy het opgehou drink, maar ek net gisteraan daai laaste dop gedrink. Moet ek vanoggend begin sê ek het opgehou drink. Wanneer? Nee, net gisteraan. Sure. Jy moet ergens begin, maar 'n paar jaar later gaan jy terugkyk en onthou, daai oggend was dit al klaar die waarheid, al het ek dit dalk nie geglo nie. Jy moet die waarheid spreek, want jou tong het skepende krag. Ek glo dit is hoe ons tot die hemele inspraak het, is deur die krag van klank. Spreek die woord, spreek die waarheid, praat die oplossing baie meer as die probleem. As jy die probleem meer praat, gaan hy vasgesement wees in jou kop. As jy die oplossing baie praat, sal hy ook vasgesement word in jou kop. Jy besluit, wat word vasgesement? Maar dan, die prentjies. Hoe lyk die prentjies? Hoe lyk jou prentjie oor jou? Oor jou gade? Hoe lyk jou prentjie van die oppositie politieke party? Hoe lyk jou prentjie van die mense in jou gemeenskap? Wat se prentjies? Daai prentjies gaan bepaal hoe jou gedrag loop. En as jy nie weet hoe om hulle te verander nie, het ek en jy nodig om te sê, Here, ek sit met 'n prentjie wat my gees vergiftig. Want ek raak woedend vir wat ook al dit is wat ek voor die Here wil neersit. Ek bid dat U my gees, Heilige Gees, kom in my en vernuut my gees met U prentjies. Geef vir my 'n alternatief, Here. Help my om hierdie gifstof uit my kop uit te kry. Hierdie binding uit my kop uit te kry. En geef my jou oplossing. Here sal, onthou hy sê, as jy klop, gaan ek antwoord. As jy vra, gaan ek vir jou gee. Hy gaan dit vir jou doen, maar jy moet nog steeds vra, en dan moet jy daai prentjie moet jy versterk. So, wanneer ons
as Christene moet ons deel van die oplossing wees, nie deel van die probleem nie. En daarmee het ons nodig om ook die oplossing te spreek en ook die oplossing te sien. Dis visionêre denke. Jy het hoop nodig. Einstein het gesê, hoop is vir die siel wat suurstof vir die liggaam is. Sonder hoop. Onthou, wat is een van die vrugte van die Gees? Geloof, hoop en die liefde. En weet jy, dan hoor ek, sien ek ouers en hy sit daar en hy vervloek dinge, terwyl sy kinders daar sit en dink, my Here, my pa is besig om hoop te verloor. Waar is my hoop? Ons steel mekaar se hoop deur hoe ons praat. As ons nie iets goed kan sê nie, dan moet ons dink, dat dalk moet ek dit eerder net nie sê nie. So, kyk ons hierna, jy sê dit, as ons hierdie neuronbane wil versterk. Sê dit, sien dit, doen dit, sê dit, sien dit, doen dit, en glo dit. Glo kom laaste, nie eerste nie. Want glo is baie keer 'n sterk versterkte neuronbaan. As jy wil ophou rook of ophou drink, daai eerste dag na jy gaan nie regtig glo ek gaan hierdie ding kan doen nie. Jy gaan bid. Maar jy gaan sê, vra my, Here, help my want ek kan nie hierdie ding klaarmaak nie. Help my. En dan 'n jaar en 20 en hoeveel jare later, dan weet jy, nou glo jy vas dat jy dit kon doen. Geloof kom deur herhaling. So dit kom laaste, nie eerste nie. Jy moet eers aan die begin doen wat jou hand vind om te doen. Het help as jy geloof het om vir God te bid, maar daai vaste geloof in dit wat verander het, dit vat 'n rukkie voor. Jy gaan, na jy 'n drinkprobleem gehad het, gaan dit jou lank vat voor jy regtig glo, dis verby. Ek's klaar. Hierdie is nie meer. Ek kan 'n kind van die Here wees en hom nog altyd glo, maar ek gaan wonder oor daai een. En eers oor tyd sal dit vas staan vir jou. So vir 'n positiewe houdingsingesteldheid is daar so 'n klomp aanbevelings wat ek vir julle sou wou gee. En die eerste ding is, as jy moet nooit hoop prys gee nie, want dit is een van die vrugte van die Gees. Die Here sê ons mag nie. Maar die tweede ding, jou skepingsfunksie. Paulus sit op 'n harde plek in 'n tronk, maar hy kan sing. Hoekom? Want Paulus weet, hy is presies nou waar God wil hê hy moet wees. En is 'n harde plek, maar is die regte plek. Dis wat ek en jy nodig het. Wanneer ek en jy probeer om God se plan vir ons lewe uit te voer, en my omstandighede is donker en onregverdig, kan jy nog steeds, as jy weet jy is op die regte plek, jy is besig met God se plan vir jou lewe, kan dit jou hart maak sing ten spyte van wat met jou gebeur het. So om jou skepingsdoel te soek en uit te lewe is iets wat is een van die hooffunksies in jou lewe. Want die skepingsdoelgerigte lewe gaan vir jou lig laat sien in 'n donker wêreld. Gaan jou positief maak oor negatiewe sake. Want jy kyk anders te daarna. As mense teen my diskrimineer oor my wit vel, ek kan kleinserig raak daaroor, of ek kan net 'n ander plan maak om nog steeds in hierdie company in te kom, want die Here sê, wees jy die lig en die sout in daai company, maak 'n plan. Verwag onregverdigheid, verwag diskriminasie teen jou. Moenie gaan sit en huil daaroor nie, dan moet ek nou maar 'n slimmer plan maak is dit. Maar succeed at your purpose. So, volgende enetjie. Positiewe fokus, spreek positiewe woorde. Spreek woorde van oplossing, van hoop, van dit wat voor ons lê. Ek sê altyd vir my kinders, as jy ingenieurs wil wees, gaan kyk wat ingenieurs doen. Begin soos 'n ingenieur praat. Begin jou kop vorm in dit wat jy nog wil word. Maar jy word dit nie eers en dan wil jy so begin praat nie. Jy's mos op pad soontoe. Gaan
kry jou kop in dit wat hulle doen, hoe hulle praat, wat hulle sê, hoe werk hulle lewe, wat is daai kultuur oor? Want dis mos nou waarin jy wil gaan. Want jy help jou brein om jou te programmeer om hy doelwit te bereik. Dan maak seker dat jy, hoe jy jou tyd spandeer. Ek sê altyd vir my kinders, jy is die resultaat van die 3 mense met wie jy die meeste tyd spandeer. Met wie spandeer jy tyd? Mense wat jou stig, wat jou inspireer, wat jou opbou, wat jou hoop gee, wat jou selfs advies kan gee, wat jou sterk maak? Of laat jy toe dat mense jou van die wal af in hulle sloot inruk? Verkeerde mense. Ja, as Christene van die Here, as ons sterk is, het ons nodig om soms by daai persoon te staan, wat ons voor verantwoordelik is en geroep is, maar dan sal jy sterk genoeg wees. Maar sosiaal genoeg, my vrou is my motivering. Sy stig my, wanneer ek swak is, bou sy my, bid sy vir my, motiveer sy vir my. Ek het nodig om baie tyd met haar te spandeer, want sy is vir my goed. Sy is een van die stigtende faktore vir my in my lewe. En mag dit so ook vir al julle lewensmaats dieselfde wees. Die Here gee vir ons een mooi beginsel in die woord, en ons noem dit die 4.8, die Filippense 4.8 beginsel. En daai stukkie van die woord sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En dan sê 'n mooi ding, en God wat vrede gee, sal met jou wees. Die neurotransmitters gaan vloei. Wat sê hy? Hierso 7 positiewe karakteristieke wat jy op moet fokus as 'n Christen. En as jy jou gedagtes so bedink, sal jy die regte brandstof hê om te wees wie God wil hê jy moet wees. Daar's 'n biochemiese positiewe reaksie as die 4.8 beginsel in ons lewe werk. So kom ons probeer dit wat waar is, wat edel is, wat mooi is, wat prysenswaardig is. Kom ons bedink dit en ons bepraat dit met mekaar. En ek probeer nie valsheid voorstel nie. Dit beteken nie dat jy as 'n Christen nie die reg het om na 'n broer toe te gaan as hulle vir jou sê, Andre, hoe gaan dit? En dit gaan nie goed met my nie. Mag jy sê, want dit is die waarheid. Ek sê nie jy moet vals wees nie. Maar as my broer swaar trek, maar ek weet ek ran op goeie chemikalieë, my broer, ek gaan vir jou bid, ek gaan vir jou adviseer, ek gaan probeer plan maak om jou te help. Maar ek kan daar wees wanneer my broer swaar kry, kan ek sterk wees vir hom. Want ek bedink daai goed. So, onthou, ek wil nie jy moet skuldig voel, omdat jy soms 'n negatiewe gedagte of negatiewe emosies beleef. Nie soms nie, elke liewe dag van jou lewe nie. It's part of the human condition. Moet net nie gaan vashak daar nie. Moenie in 'n tronktralie vasgesement word daar nie. In angs en vrees begin lewe nie. Jy moet vry wees in jou kop en dit wat waar is, wat mooi, wat edel, wat rein is. Dis die goed wat ek en jy moet. En ons moet mekaar help, wanneer ek sien dat 'n broer struikel en die lewe hierdie persoon platgeslaan het, dan het ek nodig om die goeie brandstof te bring, om die opvulling te doen vir hierdie persoon. Ek wil afsluit met die voorbeeld van Dawid. Dawid was 'n man so na God se hart. En ons weet Dawid het nogal heelwat foutjies gehad ook. En tog is hy 'n man so na God se hart. Dis oukei. Die Here weet al voor hy ons gemaak het hoeveel foute ons gaan maak. En hy weet ons gaan nie iets perfek doen nie. So dis oukei. God weet dit. Maar probeer ons. Maar in Handelinge 13 sê dit David was a man who lived his purpose for his time. Hy was 'n man so na God se hart want hy het sy rede vir bestaan gelewe. En waar dit begin? Dit het begin as 'n 17-jarige seun
Toe hy afstap in die vallei, en die hele Israel het nie kans gesien om hierdie reus aan te vat nie, het 'n 17-jarige seun, wat vir jare sy slingervel geoefen het, hy neuronbane in sy kop gekry het, om akkuraat te kan slaan, en hy het gesê, hier is ek, Here, ek sal gaan. Maar toe hy afstap in daai vallei, wat maak hy? Hy sê vir Goliat, hy spreek die woord. Hy sê vir hom, Goliat, vandag nader ek jou in die naam van die slagordes van die God van Israel. Eintlik wat hy vir hom sê is in die gees, het jy gesien wie is by my? Jy het moeilikheid, Belly. Jy dink ek is alleen, ek is nie. Maar vandag sal ek jou kop van jou lyf afkap. Ek sal jou doodmaak en ek sal jou kop van jou lyf afkap. Wat maak hy? Dawid het klaar 'n prentjie in sy kop van presies wat gaan gebeur voor dit gebeur het. Die gees van die Here het klaar sy gees bevrug met God se plan vir sy lewe. En Dawid het dit gesnap. 17-jarige kind en hy snap dit. En die res van Israel kan dit nie snap nie. So Dawid sê dit, hy sien dit. En toe begin Dawid sy slingervel swaai. Hy doen dit. Aksie. Sy gedrag het gevolg op sy denke. En dit het hom die koning van Israel gemaak. Jy's 'n koning in jou eie reg, sê God. En om jou eie oorwinnings te moet hê, praat soos die koning wat oorwinning het. Sien die oorwinning, tree op soos die koning wat oorwinning het. En hou aan daarmee, tydig en ontydig, tot wat jou doel bereik is, of wat jou tyd verby is. En die wat met my saamstem sê, amen. Ek het een laaste dingetjie wat ek vir jou wil sê, en dit is vir jou om self te besluit, of jy hierdie uitdagingkie gaan vat. Ek wou nie net vanoggend hier bedien nie, maar ek challenge jou om op 'n negatiewe vas te gaan. Ek challenge jou, en ek wil graag aanbeveel dat man en vrou mekaar help. As jy nie iets positief kan sê nie, moet dit nie sê nie. As jy nie iets positief kan doen nie, moet dit nie doen nie. Bedink dit wat goed is, wat mooi is, wat waar is. En wanneer jy jouself vang, dat jy nie so dink nie, moenie skuldig voel nie, jy's net 'n mens. Die Here weet dit ook, hy het jou gemaak. Heilige Gees weet dit. Maar die oomblik wanneer jy bewus word daarvan, wat is die positiewe alternatief vir hierdie problematiese denke? Maar dit vat jou ten minste 21 dae vir 'n neuronbaan om vasgemaak te word. Hoe moeiliker die ding is waarmee jy stoei, soms is dit 42 dae, soms baie langer. Met ander woorde, tussen 3 tot 6 weke. So wat ek vir jou wil challenge, is jou keuse. Is jou keuse, net jy en God sal weet, jy hoef, maar gaan op 'n negatiewe vas. Raak bewus, luister na die woorde in jou kop. Hoe klink daai klankbaan? En as hy negatief is, dink net, Here, Heilige Gees, verniet my denke. Here, u woord sê, verniet jou denke. Here, help my. Wat is die positiewe alternatief vir hierdie toksiese denke in my kop? Hoe verander ek dit? Help my om die oplossing te word. Maar dit gaan 'n tydjie vat. Hierdie is nie net 'n preekie en dan is dit verby nie, is 'n proses wat ek en jy vir die res van ons lewe eintlik moet aan mekaar aan die gang sit om werklik kinders van die Here te kan wees. So dit is my uitdaging vir jou. Jy hoef nie hier iets te sê nie, want jy en die Here sal weet. Dis 'n saak tussen jou en God, en gewoonlik vir my en my vrou, as ons so ietsie doen, sy sal weet, en sy is ook my hulp om my gereeld te herinner waar ek struikel. Die Here seën vele, dit is my bede, dat God met jou is, dat hy oor jou die wag sal hou, dat hy voor jou sal uitgaan, agter jou sal aankom, en met jou sal wees, dat God vir jou guns gee, daar waar jy werk. En dit is ook my bede, dat die Heilige Gees, die naprediker van vandag se woord, vir jou sal wees. Amen. Baie dankie Rian, dankie Michelle, julle, dankie almal.